verander, 'n verleentheid en 'n geleentheid. Halleluja. Ek en jy is gered met 'n doel. Because God has a tendency to look down into the valley. Extraordinair sal jou onderskei van die groepie van ordinair. Wie sê die Here vir my? Hy sê, weet jy wat, preek jy die woord, ek sal al lewendig hou. Hartlike goeie naand, ek groet u hier vanaf KZN, KwaZulu-Natal, hier vanaf Newcastle, en ja, hier waar hoe sê hulle, die groen land van Natal, en dis 'n wonderlike voorreg vir my, Desiree Galvin van The Light Ministries hier op Newcastle, om met jou vanaand te kan gesels, sommer net daar in jou huis, waar ook al jy jouself bevind. Nou, die afgelope 3 weke, het u na my man geluister, en ja, vanaand is nou 'n bietjie my beurt, en ek glo en vertrou dat die woord wat u gekry het, tot dusver vir u stig, vir u aanmoedig, vir u bemoedig en vir iets beteken, want God se woord kan altyd iets vir iemand beteken. Nou, dis my absolute wonderlike voorreg om met jou te kan gesels en as ons daarom net weet wat agter hierdie skerms partykeer aangaan terwyl ons rekord, dit is nou ons 3de probeerslag, maar prys die Here, ons gaan dit deurdruk, want ek weet dat die vyand nie wil hê dat hierdie woord vanaand moet uitgaan nie. Daar's iemand aan daardie kant van die lens wat vanaand hierdie woord bitter baie nodig het. Nou ek lees vir ons uit Joël 1 uit hier vanaf vers 15 tot 20. Hy sê, ag die dag, want naby is die dag van die Here, en hy kom soos 'n verwoesting van die Almagtige. Is die spys nie weggeruk voor ons oë nie? Blydskap en gejuig weg uit die huis van ons God. Die graankorrels het weggekrimp onder hulle kluite. Die voorraadkamers is verwoes. Die graanbakke afgebreek, want die koring het verdor. Hoe sug die vee? Die troppe beeste is onrustig, want daar is geen weiveld vir hulle nie. Ook die troppe klein vee moet boet. Tot u, o Here, roep ek, want 'n vuur het die weivelde van die woestyn verteer, en 'n vlam het al die bome van die veld aan die brand gesteek. Selfs die diere van die veld smag na u, want die waterstrome het opgedroog, en 'n vuur het die weivelde van die woestyn verteer. Jy dink seker nou vanaand, dit is soveel negativiteit wat ek vanaand hier lees uit God se woord uit. Maar as jy die hele Joël 1 gaan lees, sal jy besef dat hierdie goed kom oor die volk as gevolg van sekere dinge. En dis die Here wat hierdie dinge laat plaasvind. As ons om ons kyk, die afgelope paar jaar, baie jare al, maar die afgelope paar jaar wat ek van weet, verskriklike droogtes, die boere wat in nood was met hulle diere, daar was nie voer vir die diere nie, die veldbrande, wat alles verwoes het, en dan skielik, as jy net dink jy is uit, dit kom die watervloede en die strome water, en mense verloor hulle eiendom en besittings, en ja, selfs hulle lewens. Die verskriklike tsunamies en winde en tornado's wat ons van lees en hoor, moorde, brandstof, dieselpryse, ek bedoel, ons elektrisiteitpryse, alles wat net die hoogte inskiet, en hoe swaar dit met mense gaan, as jy in die bediening is, dan kry jy te doen met baie gevalle van waar mense regtig waar in die nood is, en wat hulle werklik, hulle kan dit nie aangaan nie, want daar is soveel ellende, wil ek amper sê op hulle, dat hulle nie kan vorentoe beer nie, en hier is hierdie volk, en hulle sê, van alles wat gebeur, hy sê, want die koring het verdor, en ag, die lys gaan aan, en die Here kom, en hy sê so mooi, hy sê, in die eerste plek, bring hy vir hulle raad, as gevolg van al die goed wat met hulle gebeur, hulle is in 'n toestand, hulle is depressed, hulle is moedeloos, hulle voel hulle is op moedverloorse vlakte, soos ek altyd op my Daughters of the King sal sê, en die Here kom, en hy sê vir hulle in die eerste plek, sê vir hulle, word wakker,
Ek en jy, kind van God, moet besef, ons leef in 'n tyd. Ons kan nie bekostig om aan die slaap gevang te word nie. Ons moet wakker skrik en ons moet baie vinnig wakker skrik. Romeine 13 vers 11 sê, en dit des te meer, omdat ons die tydsomstandighede ken, dat die uur vir ons reeds daar is om uit die slaap wakker te word, want die saligheid is nou nader by ons as toe ons gelowig geword het. Nou jy mag dalk sê, ek is al 30 jaar teruggered, jy mag dalk sê, ek is 3 maande teruggered. Dit maak nie saak nie, dis hoeveel nader ons is, of het 3 maande vir jou is en of het 30 jaar, soveel nader is ons aan die tyd van die gelowige, wanneer die Here vir jou en my gaan kom wegruk van hierdie aarde af. Joel 1 vers 17, hy sê, want die koring het verdor. Nou, omdat ek nie so slim is soos jy nie, het ek so 'n bietjie gaan Google, en ek het gaan sien dat koring kort water en gunstige temperature om te groei. Maar daar is steeds, al het hulle die regte water, al is die temperature buite reg, is daar nog steeds riskante faktore wat kan bydra tot die verdorring van hierdie koring. Nou die woord van die Here sê, bewaak jou hart meer as enige iets wat bewaak moet word. En in 2017, Maart maand, dit was eintlik Maart maand 2017, dit was die 18de Maart, het ek 'n droom, en ek droom die aand van die verskriklike mooi kaste, kombuiskaste, en ek weet nie vir u wat dit nou ken, Raptor kaste, dit is so mooi, fantasties gedoen, en die buitekant is beautiful en alles. En in die droom vat ek aan die kas, en ek maak hom oop, en ek sien die binnekant van die deur, nie die kas nie, ek sien die binnekant van die deur, van die rap deur, en ek sien hoe vrot dit aan die binnekant is. Wat wil ek vanaand vir jou sê? Dit maak nie saak hoe mooi ek en jy aan die buitekant lyk nie, hoe geestelik ons voorkom in die kerk of waar ons beweeg, die mooi woordjies wat ons aan die buitekant spreek nie. Mense sien wat buitekant is, maar ek wil vanaand vir jou sê, Jeremia 17 vers 10 sê, ek, die Here, deursoek die hart, ek toets die niere, om aan elke een te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge. Jy kan vir jou familie dinge wegsteek, jy kan vir jou kerk en jou pastoor kan jy wegsteek, maar jy kan vir God, ek en jy kan vir God absoluut niks wegsteek nie. Ons is deursigtig vir die Here. Jy sien, daar's absoluut niks wat verborge is in jou binneste vir God se oog nie. Hy is die kenner van die hart. En eendag gaan ek en jy voor die Here staan, naak, net soos wat ons is in die wêreld ingekom het, gaan ons voor die Here staan. En ons gaan absoluut niks kan wegsteek met ons klere nie. Ons gaan absoluut niks vir die Here kan wegsteek nie. En hierdie koringkorrels het verdroog. En die Here praat met my oor die koringkorrel. En dit wat ek vanaand vir jou wil deurgee vanaand is, wat is aan die gang in jou hart? Wat gaan aan in jou binneste? Dis ernstig wat ek vanaand vir jou sê. Ek kom miskien nie so verskriklik excited oor vanaand nie, want hierdie is so belangrik. Jou hart, wat gaan aan in jou hart, koningskind? Daar waar mense nie sien nie, daar waar familielede nie sien nie, daar waar jou pastoor nie sien nie, daar waar jou vriendekring nie sien nie. Het jou gebedskoring ook dalk 'n bietjie verdor? Het jou geloofskoring verdroog? Het jou aanbiddingskoring dalk verdroog? Jou toewyding, jou honger en dors na hom. Hoe lyk jou hart op hierdie oomblik wat ek met jou praat? Kom ons steek 'n bietjie ons hand in eie boesem vanaand. Kom ons staan voor die spieël en gaan sê, kyk, ek praat nou met myself vanaand. Wat gaan aan in die binneste van my? Ek wonder wat sal gebeur as ons vir die Here vra om ons oop te skeer en ons in 'n gesig of 'n visioen te wys wat hier in die binneste aangaan. Dit wat God sien, dit wat mense nie sien nie. Ek wonder wat sal ons dan doen as ons werklik sien wat in ons binneste aangaan. Daar is niks vir die Here verborge nie. Dalk het jy, kind van God, iewers jou rigting verloor.
Jy's nie meer op jou staanplek nie, jy het jou fokus verloor, dit wat jy eens op 'n tyd nagestreef het, heiligmaking, jy het daardie absoluut een kant toe geskuif. Daar is soveel misleiding en verleiding in die kerkewêreld. En ons leen ons oor aan soveel dinge uit, dat ons onsself baie keer op 'n plek bevind, kind van God, miskien is dit jy vanaand. Jy het geluister wat ander kinders van die Here gesê het, en jy het hulle begin aanhang en begin volg, en hulle het jou eintlik verlei en mislei met die afwatering van die evangelie. Ons moet bly by die ware woord van God. Wat 1000 jaar terug verkeerd was, is vanaand nog steeds verkeerd. Ons kan nie dit sugarcoat nie. Dis omdat sonde gesugarcoat word, dat die koring verdor. Dis omdat sonde gesugarcoat word, dat die kerk van die Here, die liggaam van Christus op hierdie aarde, in so 'n verskriklike toestand van ellende verkeer. Jy sien, aan die buitekant smile jy, en mense sien net die buitekant, en hulle sien net hoe goed dit met jou gaan, jou aardse rykdom en jou aardse besittings. Ek bid baie keer en sê ek, Here, wat ek soek is geestelike rykdom. Here, ek soek daar die geestelike rykdomme wat net U kan gee. Jy sien, want wanneer die koring verdor en verdroog in jou binneste, in jou hart in, is daar 'n voidness. Daar is 'n leemte, en geen geld, geen vriendekring, geen familielid, geen niks kan dit vir jou volmaak, behalwe die Here Jesus Christus alleen nie. Dis net hy wat daai voidness en daai emptiness en daardie alleenheid kan volmaak met sy heerlikheid en met sy liefde en met sy genade. Alhoewel ons sien uit Joël 1 wat gebeur en hoe die Here te midde van die droogheid steeds vir hulle raad wil gee, waar hy vir hulle sê om te bid en te ween en te vas, wat ek vir julle nou gelees het. Hy is gister, vandag en tot in alle ewigheid is hy dieselfde. Hy is nog steeds dieselfde God van Joël. Hy is nog steeds die een wat vir jou kan deurkom op 'n bonatuurlike wyse. Hy is nog steeds die een wat jou kan uitdruk soos 'n brandhout uit die vuur. Ek wil vanaand vir jou sê, all is not lost, hope is not lost, kind van God, daar is vir jou hoop, en sy naam is Jesus, Jesus Messiah, name above all names, hallelujah. Hy kom so mooi in Joël 2, hier vanaf vers 12, en hy sê, maar selfs nou nog, spreek die Here, bekeer julle tot my met julle hele hart, met vasgeween en rouklag. Jy sien, dis die probleem van die kind van God. Ons raak ons so 'n bietjie weg. Ons gaan een kant toe, ons kom van koers af, en dan kom ons so op 'n mooi getroffe wyse terug na die Here. Kom almal, kom ons staan, kom ons doen sommer so 'n gesamentlike gebed. Nee, die Here sê met jou hele hart moet jy oorgegee wees. Jy moet vas, jy moet ween, jy moet inbid. Jy moet sê, Here, help my, Here, sien my raak, Here, ek het U nodig. Here, ek sal vergaan as U nie vir my deurkom nie. Jy sien, bekeer julle tot my met julle hele hart, vasgeween, rouklag, skeer julle hart nie julle kleer nie, bekeer julle tot die Here julle God, want hy is genadig, barmhartig, lankmoedig en groot van goeie tierenheid, en een wat berou het oor die onheil. Jy sien, hy bring hierdie sprinkaanplaag en hierdie droogte oor die volk, maar net hier in Joël 2 kom hy, en hy sê, maar selfs nou nog, kind van God, ek wil jou sê, selfs nou nog, terwyl jy ellendig en beklaanswaardig is, terwyl jy in 'n toestand verkeer, selfs nou nog wil die Here vir jou deurkom, selfs nou nog wil hy jou oprig, selfs nou nog wil hy die emptiness, die voidness vul, met sy heerlikheid en met sy krag, en met sy genade en met sy liefde. Daar is vanaand vir jou hoop, vir elke siel wat wil besef, die Here is daar. Die Here is daar om hierdie droogheid te kom wegvat, om die strome van lewende waters in my binneste te kom uitstort vanaand, halleluja. Kind van God, as jy net sal uitroep en sê, Here, help my, hier is ek, dan gaan die Here vir jou en vir my deurkom op 'n bonatuurlike wyse. Hy gaan vir jou gee oorvloed van vreugde, wanneer jy kan sê, here's my cup, I lift it up, Lord, come and quench this thirsting in my soul. Is jy honger? Is jy dors na die Here vanaand? Is daar 'n dorheid en 'n droogheid in jou binneste? Dan wil ek hê, jy moet soos die hert wees wat smag na waterstrome, sodat die Here jou kan vul met sy heerlikheid, halleluja. Oorvloed van vreugde, oorvloed van vrede, van liefde, 'n oorvloed van Jesus in jou binneste. Strome van lewende water, sê die woord van God, sal uit jou binneste vloei, kind van God. Wil jy nie eerder daardie dorheid kom inruil vir strome van lewende
lewende waters nie, want jy gaan sonder die stroom van lewende waters dit nie maak nie. Jy het dit nodig in hierdie tyd van dorheid en droogheid en in hierdie land wat in sy toestand is. En ek het dit nodig. Die kerkewêreld is in 'n toestand. Ons het nodig om strome van lewende waters te hê. Die Here kom so mooi en ek wil sluit met dit waar hy by die vrou van Samaria kom. En wat sê die Here vir haar? Hy sê, vrou, as jy van die water drink wat ek jou sal gee, sal jy nooit weer dors kry nie. Jy sien, dis wanneer jy ophou streef na tydelike dinge wat jy dink dit kan volmaak, wat vir jou dors kan les. Nee, dit kan nie. Dit is wat for a moment. Maar wanneer jy kan besef dat net die Here hier binnekant iets kan doen, want dis wanneer die binnekant verander, dat dit na die buitekant toe sal kom, wat die mense werklik sal ervaar, daar is 'n joy nou in jou, wat hulle voorheen nie gesien. Jy sien, jy kan smile, maar jou oë kan nog steeds dood wees. Hoor jy wat ek sê? Jy kan in die lewe wees, maar eintlik bestaan jy net. Kind van God, wil jy nie vanaand net so 'n bietjie jou hand in eie boesem indruk? Ons snel na die einde toe. Ek sê dit baie op ons livestreams, op ons voice clips, sê ek dit baie. Ons snel na die einde van alle dinge toe. En al wat sal standhou en wat gaan saak maak, is wat in ons harte is wat het ons gedoen met die tyd wat die Here ons op hierdie aarde gegee het. Kind van God, wil jy nie vanaand saam met my net jou hand opsteek en saam met my bid en sê, Here, hier is ek vanaand. Here, ek bid vanaand dat U sal ingryp in elke hart. Here, in elke situasie. Here, daar waar dorheid en droogheid ingekom het. Here, miskien droogheid in die gebedslewe, droogheid in aanbidding. Here, droogheid in Bybelstudie en vasting en 'n verhouding met God. Droogheid, Here. Here, ek wil bid dat sal kom met die lewende waters. Here, strome van lewende waters ons binneste sal vul, Here, sodat ons weer, Here, kan moed skep vir die pad vorentoe. Here, ek bid dat U elke persoon vanaand wat daardie begeerte en daardie behoefte het sal ontmoet, Here, en dat nie een van hulle ooit die hemel sal mis nie. Here, ek wil vir U dankie sê. Here, dat te midde van omstandighede en krisisse, Here, is U altyd daar, 'n held wat verlossing skenk, om ons uit te ruk, Here, soos 'n brandhout uit die vuur. Dankie, Here, dat U ons lief het, en dat U vir ons omgee, en dat U nie wil hê, dat ons die hemel sal misloop nie. Here, ek sê vir U dankie vir U genade, so onbeskryflik groot. Ek pleit elke luisteraar vanaand, onder die kosbare bloed van Jesus Christus, en ek dank U daarvoor. Amen. Mag die Here vir jou seën, mag hy jou beskerm, en mag hy vir jou in hierdie week wat voor lê deurdra. Die Here seën tot 'n volgende keer. Totsiens.